Genade, genade dat dit lekker bewolk is, genade dat die Springbokke gewen het laas week, genade sommer net dat dit gaan kom reën vandag ook. So, amen, né? Amen. So lekker, wat is ons nou in herfs? So, ja, lente. So lekker lente reën wat ons gaan kry vandag. Jy sien, né? Imagine it. Herfs. Ek wil nie weet dit gaan nie. Julle, ons is besig met die boek van Jakobus, die boek van hemelse wysheid, en ons is vandag op hoofstuk 4, maar net so weer vinnig 'n recap. Hoekom het Jakobus die boek, hoekom het Jakobus besluit om 'n brief te skryf met sy naam daarin? Nou ek wil net graag weer vir julle Jakobus 1 vers 27 lees, en ek dink Jakobus 1 vers 27 gee vir ons die hart van wat Jakobus wil sê in die 5 hoofstukke wat voorlê. Hy sê, laat ek vir julle sê wat se soort godsdiens God ons Vader as eg en eerlik sien. As jy bereid is om die mense te help wat nie vir hulle self kan sorg nie, maar in die nood is jy besig met die regte godsdiens. Ons het dit gesê in hoofstuk 2, daar's 'n koninklike wet van liefde. En Jakobus sê hierso vir ons moet besig wees met die wet van koninklike liefde. Liefde onder mekaar, sorg vir mekaar, want dan is ons besig met die dinge wat God as hoog ag. Maar dan moet jy ook sorg dat jou eie lewe skoon bly van al die verkeerde dinge wat 'n mens in hierdie wêreld kan doen. En ek dink net daar som ons 5 hoofstukke op. Jakobus skryf hierdie brief vir hierdie rede. Nou ek het dit al genoem, Jakobus word baie keer genoem die Spreuke van die Nuwe Testament. Dit is 'n praktiese boek wat vir ons praktiese wysheid gee van hoe ons as kinders van die Here ons daaglikse lewe moet uitleef, die wil van God sal uitleef. Nou net interessant, die boek Jakobus is nie geskryf vir onbekeerde mense nie. Die boek van Jakobus is geskryf vir Christene, wat al Jesus ontmoet het, en al 'n pad gestap het. En hier kom Jakobus en hy sê, ouens, ek sien onder julle, wat al veronderstel is om vleisies te eet, sien ek julle drink maar nog eintlik 'n bietjie melkies. Want dis nou nie Jakobus wat dit so sê nie, maar mens kan dit optel. Hy sê, hier's 'n paar goeders wat julle moet in lyn kry. En hy sê, julle moet doeners van die woord word in hoofstuk 1, en ek dink dit is 'n groot probleem wat ons mee sit. Ons moet doeners van die woord word, en ons moet ophou luister na opinies oor die woord van mense, maar net doen wat die woord homself sê. En dan sê hy in vers 27, ons moet mekaar lief hê, en ons moet wegbly van die dinge van die wêreld. So ek wil net dit weer noem. Jakobus skryf hierdie boek vir ons as Christene, wat al eintlik lank in 'n kerk sit, wat al eintlik lank die pad stap, en sê, onder julle is daar maar nog steeds 'n paar goedjies wat missing is. So sorteer dit uit. Nou kom ons gaan na hoofstuk 4 toe, en dit is vir my lekker, ek gaan hom net vers vir vers vat, en dan gaan ons net 'n bietjie praat oor wat ons lees, en wat ons beleef in die Bybel. Nou hoofstuk 4, kan ek in een sin opsom vir julle, onderwerp jou aan God, makliker gesê as gedoen, né? Amen. Ok, onderwerp jou aan God, weerstaan wêreldse begeertes en leef nederig in sy wil. So daar's die opsomming van wat Jakobus vir ons in hoofstuk 4 sê. Onderwerp jou aan God, baie belangrik. Weerstaan die wêreldse begeertes en leef nederig in sy wil. So kom ons gaan deur. Jakobus sê 'n paar goedjies, so hy begin hierdie hoofstuk met die stelling, weerstaan die wêreldse begeertes. So kom ons hoor wat sê hy in vers 1 tot 6 van hoofstuk 4. Waar kom al die oorloë en gevegte onder julle vandaan? Kom dit nie van julle begeertes wat in julle ledemate oorlog voer nie. Julle begeer, maar julle besit niks nie. Julle pleeg moord en is vol jaloesie en julle kan niks
bereik nie. Julle veg en maak oorlog en tog het julle niks nie. Besef julle ons het eintlik niks nie? Alles behoort eintlik aan die Here. Glo julle dit? Ons besef eintlik ons het eintlik niks nie. Ons moet dit net besef. Ons het eintlik niks nie. Alles behoort aan die Here, maar julle veg en maak oorlog en tog het julle niks omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle op die verkeerde maniere vra, sodat julle dit in julle welles kan deurbring. Egbreeksters, weet julle dan nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God beteken nie? Kan dit weer sê, egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God beteken nie? Wie ook al 'n vriend van die wêreld wil wees, maak homself 'n vyand van God. Jesus self sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy moet een kies. Anders skep jy albei af. Kies God. Wie ook al 'n vriend van die wêreld wil wees, maak homself 'n vyand van God. Harde woorde, maar ons is almal volwasse Christene wat hierdie woorde moet hoor. Of dink julle dat die skrif verniet sê dat God hinker met besitlikheid na die Gees wat hy in ons laat woon het? God begeer ons. Hy begeer ons, hy soek verhouding met ons. Hy wil ons hê, hy wil ons besit, hy wil alles van ons hê. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God staan die hoogmoediges teen, maar aan die nederiges gee hy genade. Nou ek wil net hierdie stukkie opsom met die volgende. Die wêreldse waardes sal altyd stry met God se wil vir ons. Dit lei ons altyd weg van heiligheid en 'n verhouding met God. Die wêreldse waardes sal altyd stry met God se wil vir ons. Wêreldse waardes beloof ongekende nagte van plesier, wat tydelik is, en wat gaan val, en wat gaan verdwyn. God se wil is ongekende verhouding, liefde met hom, in sy teenwoordigheid, 'n ewigheid saam met hom. God sê, ek is bereid om vir jou alles te wees. En die oomblik wat jy alles het van my, wanneer jy totaal en al op my vertrou, dan gaan ek vir jou die begeertes van jou hart gee. Maar voor dit, as jy die wêreldse begeertes het, is maklik. Ek het nou die dag 'n interessante ding gesê, en julle het nogal gelag hierso, en gesê, nee, dit kan nie wees nie. Ek sê, statistiek gewys, meeste mense bid vir die lotto-nommers, maar hulle bid nie vir God se voorsiening in hulle lewe nie. Toe sê hulle, dit kan nie wees nie. Die volgende week in die kinderkerk, leer sy sien die kinders, waarvoor bid ons, en wat sê die kinders vir? So dit kom uit die huise uit, die lotto-nommers. Hy 6 nommertjies. God sê, vertrou my. Sit my eerste. Laat staan die wêreldse begeertes. Begeer my, soek my. Markus kom in Markus 8 vers 36 en hy sê, wat baat dit 'n mens immers as hy die hele wêreld as wins bekom, maar sy eie lewe verloor? Sjoe, wat baat dit as jy nou op die einde van jou lewe kom en sê, ek het dit gemaak, ek het alles wat ek nog ooit wou gehad het, en jy verloor jou lewe want jy het nie vir Jesus nie. Wat baat dit? Kry vir Jesus. Volg hom. Jaag hom na. En ek gaan jou waarborg vandag, want die Bybel sê dit, en ek kan dit sê, jy gaan 'n vol en 'n gelukkige lewe leef. Dit gaan dalk nie soos die wêreldse prentjie lyk nie, maar jy gaan 'n vol en 'n gelukkige lewe leef, maar ons beklei onder mekaar, want ons wil die dinge van die wêreld hê. Dan kom Paulus in Romeine 12 vers 2 en hy sê, hy maak hierdie vas, en ek eindig hierdie stuk, hy sê, julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie
en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Moenie doen wat die wêreld doen nie, word doeners van die woord. En laat toe dat daardie woord en die gees van God julle denke vernuwe. En dan doen julle wat hy vir julle sê, nie dit wat die wêreld sê nie. Kom ons gaan aan. Die tweede gedeelte in hierdie hoofstuk sê Jakobus vir ons, onderwerp jou aan God se wil. Maklik gesê, sekerlik nie so moeilik om te doen nie. Ons lees in vers 7 tot 10, hy sê, onderwerp julle dus aan God. Weerstaan die duiwel, dan sal hy van julle af wegvlug. Nader tot God, dan sal hy tot jou nader. Reinig julle hande, sondaars, en suiwer julle harte, dubbelhartiges. Sjoe. Weeklaag en treur en huil. Laat julle lag in droefheid verander en julle blydskap in somberheid. Verneder julle voor die Here, dan sal hy julle verhoog. Eenvoudig gesê, Jakobus roep ons om ons aan God te onderwerp en in nederigheid sy leiding te volg. Wat beteken dit om in nederigheid sy leiding te volg? Eenvoudig genoeg. Begin deur om te sê, Here, ek kan dit nie op my eie doen nie. Ek kan dit nie self regkry nie. Ek het U hulp nodig. Begin nie daar. Dis hoe ons almal op 'n stadium na Jesus toe gekom het. Ons het besef, ons is skuldig. Ons is op pad hel toe. Ons het 'n redder nodig. En ons het by Jesus gaan stil staan en gesê, ek kan nie hierdie op my eie doen, Jesus, ek het U nodig. Nou, ons as sy kinders, want dis vir wie Jakobus hierso die brief skryf, klaar God se kinders, sê hy, gaan sit by God se voete en sê vir die Here, nie my wil nie, maar U se. Want ek kan dit nie op my eie doen nie. Dan sê hy 'n interessante ding as hy verder aangaan. Hy sê, met al hierdie goeders, onderwerp jouself aan my, moenie die wêreld volg nie. Nou sê hy 'n interessante ding en ons is so lief om dit te doen. Moet nie oordeel nie. Hy sê in vers 11 en 12, kort, moenie van mekaar kwaad praat nie, broers en susters en mense en kinders. Wie kwaad praat van sy broer of oor sy broer oordeel, praat ook kwaad van die wet en oordeel die wet. As jy die wet oordeel, is jy nie 'n doener van die wet nie, maar 'n regter. Daar is net een wetgewer en regter. Hy wat in staat is om te verlos en te vernietig. Maar jy, wie is jy om jou naaste te oordeel? Sukkel ons kinders van die Here nie met hierdie. Ons is maar so lief daarvoor om mense sleg te sê, om mense te veroordeel. Hy is nie goed genoeg nie, hy doen nou weer dit, hy doen nou weer dat. Dan mis ons hoofstuk 2, die koninklike wet van liefde. As ek die hele tyd oor almal van julle oordeel, het ek julle nie werklik lief nie. Hoe kan ek jou lief hê as ek jou oordeel? Maar ons is so lief daarvoor. Dan sê Jakobus hier, onthou, daar is net een regter. Net een. Besef julle dit? Ek sê hierso, beoordeel ander en jy neem God se plek in. Bewys barmhartigheid en jy volg sy wil. Ouens, nie een van ons kan God wees nie. Hy is God, almagtig, alwetend, alomteenwoordig. Die lys gaan aan. As ons wil regter wees, dan wil ons vir hom sê, ons dink dit nie baie keer nie, né? Ons dink nie ons doen dit nie. Maar die oomblik wat ons wil oordeel, sê ons vir hom, God, klim van jou troon af, ek wil op die troon gaan sit. Ek dink ek kan regter wees. Ouens, bewys eerder net barmhartigheid, liefde, understanding,
die lys gaan aan. Wat het ek gesê in hoofstuk 2, die vrug van die Gees? Bewys daai, lewe daai. En wanneer ons dit doen, volg ons sy wil. Moenie vinnig wees om te oordeel nie. Moenie dink jy kan oordeel nie. Praat eerder met die Here oor daai situasie. Beplan saam met God se leiding. En hiermee wil ek die boodskap afsluit en hier's 'n paar punte wat ek op gaan fokus. Jakobus 4 vers 13 tot 17 kom hy en hy sê, kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie wat net vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. Maar nou spog julle oor julle hoogmoedige optrede. Sulke gespog is verkeerd. As iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, is dit vir hom sonde. So hier kom Jakobus en hy sê, ouens, ek glo dit is nie verkeerd om te beplan nie. Philip, die Bybel sê ook 'n wyse man beplan, 'n wyse man doen dit. Ek glo nie dit is verkeerd om te beplan nie. Ek dink nie dit is verkeerd om na ons toekoms te kyk nie. Maar op wie vertrou jy vir jou toekoms? En ek dink dit is wat Jakobus hierso sê. Vertrou ek op myself, my eie talente en die oulike dingetjies wat ek kan doen om te sorg ek gaan oukei wees of ek gaan dit doen, of vertrou ek op God as bron? God as God. Maak ek op hom staat. Sit ek by sy voete en sê, Here, ek vertrou blindelings op U as bron, op U as my kompas, op U as die wat leiding gee, of maak ek my eie plannetjies en dink ek is oulik genoeg? Spreuke 19 vers 21 sê die volgende, daar is baie planne in 'n mens se hart, maar die raad van die Here, dit kom tot stand. Nou vra ek die vraag, hoe beplan ons dan saam met God? Want daar is baie planne in my hart. Kyk, Philip het baie planne. Daar's sekerlik nie 'n oomblik in my lewe waar daar nie ten minste 45.000 plannetjies hier deur my kop gaan om goedjies te doen nie. Okay? So, daar is baie planne in Philip se hart. En jy kan dit vir jouself sê, maar die raad van die Here, dit kom tot stand. Ek moet by God sit en sê, Here, ek moet nou al hierdie planne sif, nommer 1, want al die planne kom nie van U af nie, party van dit is hierso in my hart. Alles kom nie van U af nie. Okay, kom ons sif gou. Gooi alles uit en dan is daar dalk miskien 10 oor van daai 45.000. Dan vra ek vir die Here, okay Here, kom ons beplan dit saam met U. Ek soek U wysheid en die leiding vir dit. So ek vra die vraag, hoe beplan ek saam met God? En ek wil net hierdie paar goedjies vir julle vandag gee en julle hiermee los. Nommer 1, om saam met God te beplan, begin deur lees en wees gehoorsaam aan God se woord. Julle kan self lees wat daar staan. Maar God het 'n individuele plan met een en elkeen van ons. Weet julle dit? Besef julle dit? Maar om daardie individuele plan van God vir jou lewe te ontdek, begin deur die woord van God te lees en soos wat Jakobus in hoofstuk 1 sê, doeners van daardie woord te begin word. Lees en wees gehoorsaam aan God se woord. Die Bybel is baie dik, baie bladsye. Daar's baie goeders daar binnekant wat jy nog moet ontdek en nog moet leer. Ek wil vir julle 'n eerlike vraag vra, moenie julle hande opsteek nie. Maar ek wil vir julle 'n eerlike vraag vra. Julle het nou saam met my die hele hoofstuk 4 deur gelees. Vir hoeveel van julle is dit vandag die eerste keer wat die Bybel lees hierdie week? Dis 'n harde vraag om te vra, maar vir hoeveel van julle is dit vandag die eerste keer wat jy Bybel lees? Hoe gaan jy God se wil vir jou lewe ontdek as jy nie sy woord lees nie? En dan wanneer jy hom lees,
begin gehoorsaam te word aan daardie woord. Dink oor, dink daarna. Ek sê hierso, mediteer op die woord. Laat God se woord, sy Bybel, hier in jou gedagtes die hele dag wees. En los die lottekommers. Los Donald Trump en Joe Biden en die wat ook al. Los dit. Dink 'n bietjie aan God se woord. En dan die tweede ding wat ons moet doen om saam met God te beplan, is onophoudelike gebed. Ons moet die Bybel lees. Ons moet gehoorsaam wees aan sy woord. Maar dan moet ons met God praat oor sy woord. Here, ek het nou net gelees, het vir Noag gered. Wat het dit met my uit te waai? Praat met my daaroor, want miskien gaan hy vir jou vandag iets anders te sê, as wat hy 'n jaar terug gesê het, want ons lewe, ons dien 'n lewende God, en ons lees 'n lewende woord. So, lees jou Bybel, en doen wat die Bybel sê, beplan saam met die Here om dit te doen, en dan onophoudelike gebed, praat met die Here, bid saam met hom, spandeer tyd saam met hom, en soos wat jy tyd saam met die Here spandeer, nadat jy sy woord gelees het, begin hy sy planne vir jou lewe aan jou te openbaar. Dis net vir my interessant, elke slag, as ek 'n probleem het, en 'n uitdaging het, dan sê ek vir die Here, okay Here, ek gaan nou my planne eenkant sit. Ek weet die woord sê die volgende, 1, 2, 3, 4, want ek lees nogal sy woord so nou en dan. So ek weet wat die woord sê, ek weet wat die hart is vir hierdie situasie, ek weet nie om hierdie situasie op te los nie. Here, nou wil ek graag by u voete sit, en ek wil wysheid hê. En weet jy wat nie, ek kan vir julle waarborg, elke liewe slag, as ek dit doen, dan kom hy deur, en hy gee vir my inspirasie, en hy gee vir my wysheid. Hy gee nie vir my altyd die oplossing nie, hy wil partykeer ek moet self dit bietjie uitdink, maar hy gee vir my die inspirasie, en hy gee vir my 'n idee. Derdens, vertrou op God se oordeel. Lees jou Bybel, dink daarna, bid, en dan wanneer die Here vir jou iets sê, vertrou dan sy oordeel. Dis baie maklik om te sê ek weet alles, want ons het ons hierdie vieslike hart. Die Bybel sê die hart van 'n mens is boos. So ons het hierdie bose, selfsugtige hart wat sê ons dink ons weet alles. Ons dink ons het al die antwoorde. Nou lees ons sy woord. Nou bid ons daaroor en God sê vir ons nee, nie nou nie. Vertrou sy oordeel. Nog elke slag in my lewe, as daar iets gebeur het, en die Here het vir my gesê, nee, nie nou nie. En 'n jaar later, kyk ek terug na die situasie, kon ek God se hand in dit gesien het. Hoekom? Want God wil die beste vir my hê. So partykeer sê hy vir jou, nee, nie nou nie. Of, nou is die regte tyd om te. Ek dink daaraan om 'n besigheid te begin. Ek dink daaraan om 'n dieet te begin. Ek dink daaraan om wat ook al te doen. Gaan sit by die Here, vra vir hom wysheid en rigting en vertrou op sy oordeel. Want raai wat? Ons dien 'n alwetende God. So wat ook al hy vir jou sê, sal die regte antwoord wees. God jok nie vir ons nie. Hy kan nie jok nie, dit is nie in sy natuur nie. Hy kan nie teen sy eie natuur gaan nie. God het al die wysheid in die wêreld en hy wil dit graag met ons deel. So vertrou sy oordeel en dan laastens luister vir rigting en leiding. Nee, tweede laaste een. Luister vir rigting en verleiding. Nadat ons oor God se woord gemediteer het en onophoudelik gebid het, moet ons ook luister vir leiding. Dis die vertroue op sy oordeel. Dit kan wees deur direk van hom te hoor, of soos wat ek vandag woord vir Jacques gegee het, die Heilige Gees het besluit om vandag deur my te werk.
Dit kan wees deur direk van hom te hoor, om sy woord in ons harte te gehoorsaam, of deur die inspraak van ander gelowiges. En dit bring my by ons laaste punt van, hoe beplan ek saam met die Here, of saam met God wees deel van 'n godsvreesende gemeenskap. Want glo dit of nie, die Bybel sê yster slyp yster. Ons hier slyp mekaar. Ek het dalk in my hart die beste idee, die beste planne om transformasie in hierdie dorp te bring. Dalk, in die oomblik wat ek met een van julle praat, sê julle vir my, nee Philip, dis daarom nou maar 'n swak idee. En dan vat ek dit, en ek praat met die Here daaroor, en ek dink, Here, dankie, dat U deur iemand anders te gepraat het, en vir my leiding gegee het. Of ek bring 'n idee, en almal is opgewonde daarmee, dan weet ek, yes, great, lekker, hierdie idee kom van die Here af, nou Here, wys vir ons, gee vir ons leiding, help ons. So Jakobus kom in hoofstuk 4, en hy sê 'n paar dinge. Hy sê, moenie die wêreld lief hê nie. Moenie julle broers oordeel nie. Dit is nie sy hart nie. Hy sê, vertrou op my, beplan saam met my. En soos wat hy in hoofstuk 1 sê, kom ons word doeners van hierdie woord. Lees, bid en lewe saam met mekaar. So hierdie week wil ek julle met 3 goeders huis toe stuur. 3 goed. Eerste, weerstaan wêreldse begeertes. Maak dit prakties. Ek wil hê jy moet hierdie week gaan, identifiseer een area waar wêreldse begeertes jou besluite kan beïnvloed en neem stappe om daardie deel van jou lewe in lyn te bring met God se wil. So weerstaan wêreldse begeertes. Kan eenvoudig wees. Hoeveel tyd mors jy per week op 'n sekere ding wat jy op iets anderste kon spandeer het? Ek wil nou nie iets daaraan koppel nie, want dan sê hulle weer ek judge, en ek doen nie. So, identifiseer 'n area in jou lewe waar jy die wêreld bo God kies, en laat daai area sterf in Jesus se naam. Onderwerp jou aan God. Spandeer tyd in gebed en gee een spesifieke area oor waar jy weerstandig was teen God se leiding. Ek weet, as ek hierdie vers sê, dan sê ek dit 'n bietjie buite konteks, want Openbaring sê Jesus, kyk, ek staan by die deur van jou hart en klop. En ek glo, hy staan elke dag by die deur van ons hart en klop. En hy wil hê, ons moet die deur oopmaak. Ons moet vir hom sê, Here, kom U in, en kom vul elke kompartement van my lewe. Maar dit gaan begin deur om jouself te onderwerp aan God, en te sê, God, ek kies U eerste, en ek laat die wêreld gaan. Wat baat dit, as jy die hele wêreld het, maar jy verloor jou lewe? Laaste, beplan met God se leiding. Voordat jy enige planne of besluite neem, word stil en vra vir God se wysheid. Soek sy wil en wees oop vir sy leiding. Ek los julle hiermee, Jakobus hoofstuk 4, en ek gaan weer terug na die opsomming wat ek gemaak het van hoofstuk 4, en ek wil dit net weer vir julle lees as ek dit net kan kry. Onderwerp jou aan God. Weerstaan wêreldse begeertes en leef nederig in sy woord. Meer van U en minder van my in my. Here, my gebed is vandag, Heilige Gees, dat U sal kom en in hierdie oomblik nommer 1 sal uitwys wat se wêreldse begeertes daar in ons lewens is wat belangriker geword het as U vir ons. Wys dit vandag uit vir ons. En Here, dan vra ek, Heilige Gees, dat U ons sal help en ons die nodige leiding sal gee om daai een kant te sit. Soos ek gesê het, die deur oop te maak
vir U die geleentheid te gee om in te kom en te sê, nou is ek nommer 1 in jou lewe. Here, help ons om in wysheid op te tree, nommer 1 teenoor mekaar, in liefde op te tree teenoor mekaar, en hierdie selfsugtige hart van ons te laat sterf, en vir U in die bestuur sitplek, agter die stuurwiel te sit. Here, help ons om nie te oordeel nie. Help ons om, soos wat ons geleer het gister in laasweek in hoofstuk 3, daai tong van ons onder beheer te kry. En dit begin om ons lewe vir U te gee. Here, meer van U en minder van ons in ons. Dis my gebed. In naam van Jesus bid ek dit. Amen.